William Paul, jy sal nie glo wat ek nou net gehoor het nie. Een van my vriendinne bly saam met haar kerel en hulle is eers getroud nie. Kan jy dit glo? Dis verskriklik. Dis glad nie hoe dit werk nie. Kom ons kyk wat sê die Bybel oor. Daar sê, dis alweer ons derde podcast, net soos wat Janay net vir jou gesê het. En dis vir ons 'n groot voorreg om jou te kan deel. Die evangelie moet uitgaan. Ons het 'n dringendheid dat die evangelie en die waarheid in elke huis moet kom. Ons wil vir jou vra asseblief, stuur die podcast uit. Stuur die 1 minuut met Jesus in die oggend uit. Stuur die woord uit. Laat mense op die app klim. Wees liewer lastig as wat jy stil is, want dit help dat die evangelie wêreldwyd by Suid-Afrikaners kan uitkom. Mense, daar's 'n dringendheid dat mense moet omdraai en in die waarheid begin lewe. Baie mense gaan die hemel en die ewige lewe mis, die waarheid mis, en dit gaan sleg met baie mense, omdat hulle nie gehoorsaam is in die Here nie. So, kom ons bid gou saam, en ons eer die Here vir die derde podcast. Is jy opgewonde? Baie, ek sien uit vir hierdie topik. Prys die Here, amen, amen. Ek en hierdie boet af my bid saam. Ons bid vir jou wat nou kyk, ons bid vir elkeen, en ons roep uit, Here, bewaar en beskerm elkeen, seën hulle, gee aan elkeen vandag nuwe moed, nuwe krag, maar laat die Gees van God ons lei. Soos Dawid gesê het, Here, laat die Gees op my tong lê. Praat U met die volk. Praat U met elkeen wat dit nodig het. En dat die salwing alleenlik, Vader, van ons afdrup, die woord van God, en God die eer kry. Ons is net eenvoudige, nederige diensknegte. Amen, amen en amen. Geseëne van die Here, vandag, waaroor ons vandag praat, die onderwerp, die Engelse woord, die topic. Jy weet, daar is soveel jong manne en jong dames in hierdie tyd. En jy sien hoe hulle groot word in huise. Hoe hulle groot word en jy kyk na hulle omstandighede. En jy sien iemand in die mall, jy sien dalk iemand in die sportveld, by 'n paviljoen, by die skool. En jy sien hierdie pragtige jong man of jong dame. Maar die hartseer is, die opvoeding in die huise. Die opvoeding in die huise het nie meer 'n prioriteit nie. Met ander woorde, pa en ma moet voorbeeldig lewe. Moenie net sê, my kind, moenie dit doen nie, moenie vloek nie, my kind, jy moenie saam slaap nie, my kind, jy moenie hierdie verkeerde dinge doen nie, jy moenie steel nie, maar die leefwyse van pa en ma getuig nie altyd daarvan nie. Dis die opvoeding. Opvoeding begin hoe die ouer lewe, en dis belangrik. Tweede ding, wat laat die ouer toe in die huis? Verkeerde TV-programme, op die rekenaar, verkeerde programme, die kind word gelos in sy kamer, en hy sit voor die rekenaar, en jy weet nie regtig waarmee is hy of sy besig nie, en weer eens, daardie tyd verdryf, baie keer, raak sonde, raak 'n versoeking, en dis waarmee ons sit vandag, 'n geslag wat verlore gaan. William Paul, daar was 'n tyd gewees, toe ek jong was, wat dit 'n skande was op skool, luister mooi, en jy kan maar vir kwaad word, is 'n werklikheid. 'n Skande was as iemand gerook het op skool. Jy 2 of 3 ouens gekry het, gerook het, hulle daar agter die steenkoolhokke van die koshuis, daar het hulle stilletjies of by die boiler gerook, en daarna het hulle uitgekom, jy het geweet, daai 3 manne rook, maar 97% van die ander het nie gerook nie, was trots en dapper en manne met integriteit. En dan sê ek nie, wat rook nie integriteit nie, ek verduidelik vir jou, hier in die 80s en vroeë 90s, het ons met dissipline en goeie opvoeding geleef, wat uit die huise uitgekom het, in die skole en in die kerke, en elkeen was gerig gewees in die lewe. Vandag rook, kom ons sê 97% op skool, en hulle jou en snou hierdie ouens wat nie rook nie, hierdie 3% af. Maar net so is dit oor saam slaap. En ons wil oor hierdie topic praat, spesifiek hierdie onderwerp. Is saam slaap goed in die oë van die Here God? Goed vir jou? Is dit reg of is dit verkeerd? Wat sou jy sê, William Paul? Ja, ek sal sê, dit is verseker nie reg nie, om saam te slaap of saam te bly voordat jy getroud is. En dis nie hoe God dit gemaak het van die begin af om te wees nie. En ek dink dis iets wat die duiwel verdraai het, dat dit 'n gemaklike ding geraak het, en dat dit die norm geraak het vandag, maar dit is nie hoe God dit wil hê nie. Ek stem met jou 100% saam, William Paul, en dis feite. As jy gaan lees in 1 Timoteus 4, ek wou dit nou vir jou gelees het, maar luister gou, gaan lees dit.
1 Timoteus 4 sê vir ons onder andere duiwelse leringe, is die opskrif, nee, duiwelse leringe. Daar sal mense sal nie eens meer 'n tafelgebed doen nie, maar gaan net eet. En dis waar jou siektes vandaan kom in hierdie tyd, baie siektes uit kos wat ons inneem. Ons kosse is vol gif, is vol verkeerde dinge daar buite. En nou seën jy dit nie, jy eet dit net eenvoudig. Dan word mense dodelik siek. Maar wat jy seën in die naam van die Here jou God, en jy weet nie, dit is dalk vergiftig nie, sal jy niks oorkom nie, sê die woord. En ek glo dit nogal. Maar die tweede ding wat hy sê is, mense sal saam bly in die einde van die dag sonder om te trou. Die Here het dit geweet, is half asof Timoteus dit skryf deur die Heilige Gees werkinge baie hartseer en Paulus wat dit beamoen. Dan sien ons daardie diep hartseer, daar is 'n tyd van normes, daar is 'n tyd van trots. Daai bruid wat daar so mooi oppas. Daar's 10 diensmaagde, 5 pas hulle mooi op, want die ander 5 is losbandig. Hulle gaan uit. Hulle is ook deel van die familie, maar daardie 5 gaan die heeltyd uit. Hulle lampies is nie vol olie nie. Hulle pas hulle nie op nie. Daar's nie normes en sedes nie. Hulle lig kan nie brand nie, want as daar nie olie is nie, beteken dit die Heilige Gees nie teenwoordig in die tempel nie. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, jy is die tempel van God. Nou as jy nie die Heilige Gees in jou tempel het nie, dan moet jy moet jouself afvra waarom nie. Is dit nie dalk as gevolg van losbandigheid? Jesus verduidelik iets in Matteus 5. Hy sê, as 'n man net na 'n vrou kyk, met ander woorde in wel is, het hy reeds met haar gemeenskap gepleeg. Dis dieselfde met 'n vrou ook. En God is daar teen, dis hoerery. 1 Korintiërs 6 sê die volgende, as jy saam met 'n vrou geslaap het, met ander woorde, dis hoerery, is jy 'n hoereerder en sy's 'n hoer. Maar het jy geweet, as jy een liggaam, jy het eintlik met haar getrou. As jy saam met 5 vrouens in jou lewe geslaap het voordat jy trou, of terwyl jy getroud is jy met al 5 eintlik getroud. Want jy het een geword met hulle deur gemeenskap. Want dit is die doel van gemeenskap, is liefde, is om een te word deur gemeenskap. Dis 'n sielsuitreideling. Met ander woorde, as jy saam met 3, 4, 5 vrouens geslaap het, of mans, die siektes, die kwale, die finansiële bankrotskap, die sondes in hulle lewe, het ook deel van jou geword, en jy is een liggaam. Jy stap weg van daai vrou of man, en jy dink by jouself, niemand weet daarvan nie, of jy dink by jouself, dis iets verby, as die mense mos daai vieslike woord het, one night stand, en dis verby, is dit nie verby nie. Dit wat boos is in daai persoon, het deel van jou lewe geword. En dit is waar baie siektes vandaan kom, ellende vandaan kom. Het jy geweet dat die eerste ding wat jou inhaal in die lewe is bankrotskap, en jy kan maak wat jy wil, jy sal finansiëel dit ook voel, want dit speel uit in die vlees ook, en dit gaan met jou sleg begin gaan, en afgesien van siektes waarvan jy seker kan wees, derdens geestes ongebalanseerdheid in jou lewe, geestes toestande wat plaasvind hoe ouer jy word, met tyd, want jy het nie hierdie goed belei en klaargemaak nie, jy's nog met daai mense getroud, en jy tree dalk met iemand nou in die huwelik, maar jy het so 'n reeks mense saam geslaap, en die sielsbande is nie gesny nie. Kind van God, dis 'n geweldige sonde. William Paul, ek dink in die gevalle engele. Die gevalle engele het daai diep verhouding met God gehad. Uit die hemel uit kom hulle aarde toe. En hulle begeer vrouens. En wat word uit gebore? Reëse. En daardie reëse is manne met groot naam en krag, en hulle vernietig alles. Wat sê Petrus? Hulle uiteinde is in die hel. Waar is die uiteinde van iemand wat oreer? Hel toe. Dis nie moeite werd nie. Jy vernietig en roof daardie pragtige dame of man, al het hulle saam met jou in die bed geklim. Luister mooi, hulle goedkeuring gegee. Vernietig jy roof hulle siele, en jy is verantwoordelik daarvoor. Daarom dis 'n diep sonde. Manne, dames wat jonk is, moenie te gou trou nie. Moenie te gou trou nie. En moenie uit welis uit trou nie. Luister, kom by die Here jou God uit. Stap 'n pad met die Here en wys wie is jy. Wys jy's dapper. Wys jy het daai autoriteit in jou weer eens. Want dis sonde om saam te bly as jy nie getroud is nie. End of story. Mense sê, man, dis 'n landswet. Ek sê vir jou, jy gebruik die landswette in die troueregister wat jy teenstaan om een rede, omdat jy dit wil goedkeur, nie omdat dit die waarheid is nie, omdat jy in rebellie is, omdat jy voel dit so.
Die waarheid is, God het die huwelik ingestel, dis hoekom hy so baie van die bruid praat, en sy kerk met die bruid vergelyk, dat 'n bruid is iets wat rein, skoon, pragtig en mooi moet wees. Sy het 'n man eendag in haar lewe, wat vir haar wag, en manne, daar's 'n bruid, daar's 'n vrou wat vir jou wag. Lewe so, dat jou bruidsnag, en bruidegomnag, daai eenheid, 'n joy kan wees, die begin is, van 'n ewige joy in 'n huwelik. Luister baie mooi kind van God, dis belangrik, moenie net trou oor trou, vir jou, omdat dit vir jou lekker lyk nie, omdat jy 'n lewensmaat net wil hê nie. God moet julle eers saamvoeg, dis belangrik. Wat sê jy, Willem Paul? Dit wat pastoor nou sê, laat my dink aan Paulus se woorde in 1 Korintiërs 7, waar hy sê, jy moet in die roeping waarmee jy geroep is, moet jy wandel. En as jy single is, moet jy nie soek om getroud te wees, en as jy getroud is, moet jy nie soek om losgemaak te word nie, en jy moet die Here dien, en dis die fokus, en dis die hoofding. So ek dink, as jy alleen is, soek God, en hy sal vir jou 'n vrou gee op regte tyd, of 'n man, maar moenie gaan soek vir iets, terwyl jy eintlik die Here kan soek nie. Wat sou jy vir die mense sê, vir die jong manne en jong dames val in die tyd, en ek weet daar is mense wat op die punt staan van 'n tweede, dalk 'n derde huwelik, wat sou jy vir hulle sê, wat is die beste om te doen, as jy op 'n plek in die lewe kom, wat jy in jou hart, daai diep begeerte het, van 'n lewensmaat of vir 'n lewensmaat, wat sou jy voorstel, wat moet hulle doen, tot hulle by daai plek kom, hoe gaan hulle weet, dis die regte lewensmaat? Ek dink die heel eerste belangrikste ding is om vol te raak by die Here eerste. Om eers jou verhouding met God reg te kry en eers God se liefde in jou hart te hê. Anderste gaan jy by 'n mens aanvaarding soek wat eintlik net die Here vir jou kan gee. En ek dink saam met dit, wanneer jy gebid het en jy lewe reg en jy's in God se wil, dan sal jy weet, die Here sal vir jou vrede gee oor die besluit wat jy maak, oor die persoon wat op jou pad kom, as jy gebid het daaroor. Ek gaan nou 'n strikvraag vir jou vra wat jy glad nie kon voorberei nie, Willem Paul, en dis my joy om te sien, jy is so vol van die Here. Luister mooi, nou kom iemand na jou toe sê, maar Willem Paul, ek is so lief vir haar, ons gaan in elk geval trou, en ons het besluit, ons gaan saam bly, net te kyk of dit gaan werk. Wat sou jy vir hulle sê? Ja, ek sal vir hulle nog steeds sê, dit is verkeerd, dis sonde, want die Here, die dag as jy commit om saam te slaap of saam te bly, dan is dit so goed soos jy trou. Dan kan jy nie na die tyd, as dit nie uitwerk nie, omdraai en sê, nee, julle was nie bedoel vir mekaar nie. En as twee mense getroud is, en hulle stap al 'n pad, hulle is vol in hierdie joy, van vreugde in hulle huwelik, en hulle dien die Here voluit, en Jesus is in hulle lewe, is dit tog die mooiste prentjie wat 'n mens het. En dit is tog wat 'n mens begeer. Ons begeer dat daar moet mooi huwelike wees. Ons begeer dit dat elkeen 'n lewensmaat moet hê. Maar dis verkeerd om saam te bly. Dis verkeerd om voor huwelikse gemeenskap te hê. Dis verkeerd. En daar's 'n groot verskil, luister mooi, ons praat reguit, tussen seks en liefde maak. 'n Geweldige verskil. En ons is in die kerkewêreld is ons bang daaroor te praat, maar mense moet dit leer, want wie gaan dit vir hulle leer? Seksuele omgang beteken dit is nie in liefde nie. Dit is uit 'n absolute behoefte uit. En dis verkeerd. Jy moet in beheer kom van jou menswees en jou liggaam enorm is. En om liefde te maak beteken ek is lief vir jou. Dis 'n liefdespel voor God. Dis iets skoon, dis iets mooi, maar jy is getroud en jy het 'n trouring wat jy dra, want hierdie trouring in die eerste plek, kind van God, uit nie 'n naad nie, daar's nie uitkomplek nie. Dit is een wat julle twee is. Daar's nie derde partye nie. Daar's nie sonde wat toegelaat word nie. Dis daai diep liefde. Niemand word in hierdie sirkel toegelaat nie, behalwe God en julle. En hoe nader jy in God kom, hoe nader kom julle huwelik aan mekaar ook. En dit is wat belangrik is, dis huwelik. In hierdie tyd moet ons huwelike respekteer en mekaar aanmoedig om liewer te trou as om saam te bly. Saam bly is nie 'n verskoning nie. Saam bly is nie reg nie. Mense, ons het oor en oor stikkende mense gekry wat hierdie norme probeer volg het om saam te bly.
En 5 jaar later, dan skei hulle. Ons staan nie egskeiding voor nie. Jy het 'n keuse gemaak. En nou keer jy terug na die liefde toe. Dis omdat jy wegbeweeg het van God en die basics af, wat jy dan wil skei. Wees lief vir mekaar en doen wat reg is in die oë van die Here. Dan sal dit goed gaan in jou huwelik. William Paul, wat sê jy vir die mense vir laaste? Ek wil net een ding bylas by wat pastoor gesê het, en dit is, ek het al so baie gehoor, mense gebruik die verskoning, dat daar's nie geld om te trou nie, so dan bly hulle saam, want die finansies maak dit moeilik, maar mens moenie dit as 'n verskoning gebruik nie. Mens hoef nie 'n groot duur troue te hou nie, maar as julle lief is vir mekaar, en dit is in die wil van die Here, trou liewerste, al is dit net by die pastoor, maar as wat mens saam bly, en wag om eendag finansies te hê om 'n groot troue te hou. Ek dink dis ook iets wat belangrik is vir mense om te besef, dat die Here moet bo alles gekies word, selfs daai gemak, God moet bo dit gekies word. Ek dink sommer net so in iets toe jy daaroor praat, en dis my baie interessant. Jesus sê ook, hy verduidelik ook iets, hy sê, as jou hand jou pla, as jy dan steel, as jy dan beklei, as jy sonde doen met hierdie hand, kap hom liewer af as wat jy hel toe gaan. Nou wonder ek, manne en vroue wat so rond kyk baie keer, as hulle oë moet uitgeruk word, hoeveel blindes gaan daar wees, William Paul? Hoeveel mense gaan daar wees in smarte? Liewer nou smarte as wat jy hel toe gaan. So luister, dis vir die Here 'n diep ernstige saak. Mense, respekteer 'n huwelik weer. Leer om opreg te wees in jou hart. Lewe dit, kies dit, om jou tempel skoon te hou. Want Jesus het jou lief. En om in die waarheid te lewe, beteken baie meer. Kom ons keer terug na normes, respek toe, en leef in die waarheid. Moenie verskoning soek nie. Verskonings, dan weet jy klaar iets is verkeerd. Want die woord van die Here, het nie een verskoning in hom nie. Maar daar staan, wat moet ons doen? Wat begeer God? Doen wat God begeer. Manne, vroue, moenie te vinnig trou nie. Leer mekaar eers ken, en maak seker God het julle saamgevoeg. William Paul, kan ek jou vra om oor die jong manne en vroue te bid, en kan ek jou vra om vir hulle wat op die punt staan om te wil trou, en huweliksmaats te soek, en daai behoefte het, sal jy vir hulle bid? Ek sal. Prys die Here. Here, ons wil kom bid in die naam van Jesus Christus vir elke jong man en vrou, en selfs ouer mans en vrouens, Here, wat by die deur staan om te trou, dat U dit sal seën, Here, maar dat dit in U wil ook sal wees. En ek bid dat U sal uitwys, Here, as dit nie die regte troumaat is nie, dat dit reeds sal stop voordat dit deurgevoer word, Here. En vir al die mense wat nog in 'n seisoen van alleen wees stap, Here, wat nog soek na 'n huweliksmaat, wil ons ook kom bid, Here, vir die regte man en vrou op die regte tyd in hulle lewens, Here, en dat die verkeeres uit hulle lewens sal uitbly. En ek bid ook, Here, soos wat Paulus in 1 Korintiërs 7 sê, dat elkeen U sal soek bo 'n mens, Here, want dit is nie 'n mens wat vervul nie, maar U. En ek wil kom bid dat elkeen se honger en se dors na U sal wees eerste, Here, en dan na 'n persoon. Dankie, Here. En ek bid ook, Here, Dankie, Here. Matteus 6:33, dat mense U koninkryk en die geregtigheid sal soek eerste, Here, want dit is wanneer ons U soek, wanneer U vir ons hartsbegeertes gee. En ek wil bid dat mense U sal soek bo enigiets anders wat die wêreld kan bied, Here. En ons wil bid vir die mense wat klaar al geskei is, dalk ook, of wat nie meer in 'n huwelik staan nie, Here, dat U hulle ook sal lei met wysheid en insig om die regte keuses te maak, Here, en om U met alles in hulle te soek en te bid vir die regte persoon op die regte tyd in hulle lewens, en nie in die vlees te begeer en te bid nie, Here, maar in die Heilige Gees en volgens U wil, in Jesus naam. Amen. Amen. En as wil vir jou vra, net soos wat Shanae hierna weer met jou baie diep en mooi gaan praat hieroor, stuur hierdie uit. Maak seker die evangelie gaan uit. Mense, dit gaan nie oor aanhangers nie, dit gaan oor siele wat bereik word. Dit gaan oor die woord van God en die waarheid. Mag God jou seën, vrede, guns en die genade van die Here met jou. Amen. 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 Kind van
God, en dit was nog 'n episode van ons 1 minuut vir Jesus podcast. Baie dankie dat jy ingeskakel het. En dit is wat die woord van God sê oor saam slaap en slaap bly voor die huwelik. En ek vertrou regtig dat na hierdie woord soveel mense anders na hierdie goed gaan kyk en dat hulle van keuse en van plan sal verander. Mag die Here jou seën. Ek wil jou ook bemoedig, vat asseblief hierdie podcast en stuur dit wyd en suid vir al jou vriende, vir jou familie, laat ons soveel meer siele bereik. Jy het ook 'n hand daarin en ons eer die Here daarvoor. Ook wil ek jou herinner, gaan laai asseblief ons app af en gaan besoek ook ons website. Ons het ook 'n Facebook en 'n Instagram bladsy en ons sal so bly wees as jy dit gaan like en gaan share. Alles tot eer van God. Wees geseënd vandag, kind van God.